1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Josef en die Farao se droom. Onthou jy nog vir Josef met sy pragtige jas? Wel, nadat hy in Egipte aangekom het, het daar baie dinge met hom gebeur. Uiteindelik het hy in die koning van Egipte, die Farao, se paleis beland. En dit is waar ons wonderlike storie vandag begin. Een nag het die magtige Farao 'n baie snaakse droom gehad. In sy droom het hy langs die groot Nylrivier gestaan. En skielik het 7 vet gesonde koeie uit die water gekom en begin gras eet. Maar toe gebeur iets vreemd. 7 maar siek koeie het ook uit die water gekom. En raai wat? Die maar koeie het die vet koeie opgeëet. Die Farao het wakker geskrik, maar toe in die slaap geraak en nog 'n droom gehad. Hierdie keer het hy 7 pragtige, volare koring gesien groei op een stingel. Maar net daarna het 7 dun, droë are opgekom en die dun are het die mooi, volare ingesluk. Toe die son opkom, was die Farao baie bekommerd. Wat beteken hierdie drome? Het hy gewonder. Hy het al sy slim manne laat roep, maar niemand kon hom help nie. Toe onthou hy een van sy helpers, van 'n jong man wat goed was met drome, Josef. Hulle het vinnig vir Josef uit die tronk gehaal. Josef het mooi geluister na die Farao se drome en God het hom gewys wat dit beteken. Farao, het Josef gesê, God wil vir u 'n belangrike boodskap gee. Die 7 vetkoeie en die 7 volare beteken dat daar 7 jare gaan kom waarin daar baie kos sal wees in Egipte. Maar die 7 maarkoeie en die dun are waarsku dat daar daarna 7 jare gaan kom waarin daar amper geen kos sal wees nie. 'n Groot hongersnood. Maar Josef het nie net die slegte nuus vertel nie. Hy het ook 'n slim plan gehad. Farao moet iemand aanstel om te help. In die 7 goeie jare moet hulle ekstra kos bære, sodat daar genoeg sal wees vir die 7 slegte jare. Die Farao was so beïndruk met Josef se wysheid, dat hy gesê het, Josef, jy moet daardie persoon wees. Van vandag af is jy in beheer van die hele Egipte. Net ek is belangriker as jy. Die Farao het sy eie ring van sy vinger afgehaal en dit vir Josef gegee. Hy het vir Josef pragtige klere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang. Josef het dadelik begin werk. Hy het groot pakhuise laat bou en in die 7 goeie jare het hy soveel graan gebêre dat dit amper soos die sand van die see was. Te veel om te tel. En toe die hongersnood begin, was Egipte reg. Mense van oral het na Egipte toe gekom om kos te koop en daar was genoeg vir almal. God het Josef se gawe om drome te verstaan gebruik om 'n hele land te red. En weet jy wat is die beste? Later sou Josef se eie familie ook na Egipte toe kom vir kos. Maar dit is 'n storie vir 'n ander aand. Onthou dat God ons talente kan gebruik om ander mense te help, net soos hy Josef se gebruik het. Fluit, fluit, ons storie is uit.